genadebloed. Matteus 20. Weet jy of jy weet wat ek weet nie, is miskien beter as jy nie weet nie. Maar ek moet vanmôre vir jou boodskap gee, dat ek bewe in my binneste. Want as ons hierdie oggend mis, then you're gonna miss eternity. Matteus 20 vers 27. Ek dink voor ons aangaan, kom ons vra net die Here nog krag op hierdie woord. Vader, more oil of your glory on this word. In Jesus' name. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys. He gave his life as a ransom, 'n losprys. Vir baie. Losprys beteken vryheid. Ek en jy het vryheid tot ons beskikking. Let mooi, ek sê hy het vryheid tot ons beskikking. Baie mense preek 'n groot dwaalleer in die kerk. Hulle sê die Here Jesus het vir al ons sondes gesterwe. Regtig? Dit gaan verder as dit. Hy het vir al die sondes gesterwe wat ons bereid is om erkenning van te gee. Baie van ons is sondaars, maar ons wil nie erken. Ons sit kerke vol, but we're not willing to acknowledge we are wrong. Jy sit in die kerk en jy's nog nie vry nie. Hoekom? Want jy's nog nie verkeerd volgens jou nie. Maar wat is die losprys? Nie relevant is nie. Wat as die losprys geen betekenis het nie? Wat as die losprys nie waarde het nie? Dan bly jy eerder gebind. Efesiërs 1 vers 7, en ons sê baie dankie vir al ons spanlede wat hierdie vir ons gemaak het. Dit kom op jou bord, dis 'n houtplankie met 'n spykertjie op, en hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. In hom het ons. Die res is tot jou beskikking as jy in hom is. As jy nie in hom is nie, praat jy van 'n godsdiens. Vergewe my, maar as jy lang tone het, moet jy nou al begin terugtrek. Jy's of in hom of jy is nie. As jy in hom is verlossing jou deel. Genade is in oorvloed. Because you are trying to live according to his will. It's your passion, it's your life design. Maar as jy nie begeerte het om volgens sy wil te leef nie, van wat se verlossing praat jy? Kruisie om jou nek? Lukas 23. En ek voel hierdie gewig van hierdie woord hierdie week. En ek sê, Here,
Dis nou al Woensdag. Ek het nog nie alles bymekaar nie. Die Here sê hou vas. Lukas 23 vers 34. Lukas 23 vers 34. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daarvoor gewerp. Wat is die twee gedeeltes wat ons hier lees? Vader, vergeef hulle. Hoekom moet jy hulle vergeef, Here? Want hulle weet nie waarmee is hulle besig nie. Maar hoeveel mense in die kerk weet waarmee is hulle besig? Maar hulle kan nie sê hulle is verkeerd nie. Hoeveel manne en vroue, besigheidsmanne in ons dorp en ons land, nadra die naam Christen, but they are busy with things that they know is not from God. Hulle is in 'n verhouding wat hulle weet voor God nie eer het nie. Hulle doen mense in ons dorp. Vloek mekaar deur die week. Jy weet, jy's nie in die regte verhouding nie. Maar jy wil nie erken dit is nie. Jy soek eerder 'n ander kerk. Wel, ek het vir jou slegte nuus as jy 'n ander kerk hier kom soek het. Jy weet, ongelukkig. Hulle weet nie wat hulle doen nie. So as jy nie weet waarmee jy besig is nie, is daar spontane vergifnis vir jou. Maar wat as jy weet? Wat as ons geweet het? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar hoeveel van ons weet na 2000 en hoeveel jaar nog steeds nie? Regtig? Of kruip jy agter jou godsdiens weg? Jou manier van kerke, die tipe styl. Ons het nog nie opgestyg nie, hoor. Hierdie engine is nog net, hy raas nog net. Jy moet vasmaak vanmôre. Is die kruis nog relevant? Wel, ek weet dis jewelry. Ek weet dis juwele. Net so 'n pastorale grappie. Vergewe my vir hierdie een. Maar ek wonder altyd almal wat die kruise dra, of die evangelie kom daar waar die kruis sit. Of die evangelie al daar gekom het. Is maklik om dit te dra. Is nice om te sê dis mooi. Is dit nog relevant? Daar is vir 4 tipes mense in die skrif wat die kruis sukkel om relevant voor te wees. Jo, pastoor 4 is nie al genoeg nie. Jy sukkel dalk eers om te begin luister na die 3de een. Jy kan as jy wil in jou vrye tyd Matteus 18 vers 23 lees. Die man wat geld geskuld het, wat vir genade gepleit het.
Is amazing hoe geestelik mense raak as hulle jou geld skuld. Ja, maar die Here sal jou seën. Ja, komende van 'n skelm af, weet ek nie of dit moontlik is nie. As 'n skelm vir my sê die Here sal jou seën. In die storie word vertel dat hierdie man pleit vir genade en hy word oorgesien deur die heerser, deur die koning, deur die leier. En toe hy daar wegstap, toe vind hy iemand wat hom baie minder geld skuld. En hy trap daai persoon vas. En hy sê, ek soek my geld. En dit bring my by die eerste tipe mens vir wie die kruis nie relevant is nie. Ons lees hom raak, Jesus praat van hom in Matteus 6 vers 15. Maar as julle hulle oortredinge, jou oortreders nie vergewe nie, sal die Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ja, Jesus het vir alle sondes aan die kruis gesterf. Regtig? Ek lees hier, nie vir die sonde van onvergifnis nie. Kom aan. Dis van julle wat baie geestelik is. Maar jy choke nou nog op iets wat 10, 20 jaar terug gebeur het. Jy het nou nog seer kry wat jy nie oor wil praat nie. Nou wonder jy, hoekom hoor jy nie die Here soos wat jy veronderstel is om hom te hoor nie. Jy wonder hoekom gebeur dit nie in jou finansies soos wat dit moet gebeur nie. Die kruis het jy irrelevant vir jou gemaak. Waaroor dink jy gaan dit hoofsaaklik as ons sukkel om te vergewe? Dit gaan te veel oor jou. Ek moet dit los dat dit insink. Want dis van julle se grond van jou hart wat 'n bietjie hard is. So ek moet dit los dat dit 'n bietjie insink. As dit te veel oor jou gaan, sukkel jy om te vergewe. As dit te veel oor jou gaan, sukkel jy om te vergewe. Ag, mag ek jou so 'n bietjie irriteer vanmôre. As dit te veel oor jou gaan, gaan dit omdat jy sukkel om te vergewe. En tog skryf die profeet. Jesaja 43 vers 25. Hy sê ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Nou is ons terug by die evangelie. Was hierdie genoeg? Dan hoekom gaan dit nog meer oor jou as oor dit? Kolossense. Iemand sê vir my eendag, pastoor, jy moenie meer so baie vra, kan ek 'n amen kry nie. Ons sukkel nog, ons choke nog op wat jy vir ons gegee het. Kolossense 3 vers 13. Verdra mekaar. Dit beteken maak ruimte vir mekaar se geite. Daai ou wat jy dak en daai as hy of sy by die kerk inkom, verdra hom. Hoekom?
Anders is die kruis nie meer vir jou relevant nie. Dink bietjie daaraan. Hierdie passive aggressiveness wat ons so mee sukkel in ons dorp. Wat beteken dit, pastoor? Nee, voor mense is ons baie vriendelik met hulle. Joe, hallo, dis so goed om jou te sien. En dan as die ruggies draai. Badum badum dum dum du 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 da da. Weet jy wat is die slegste van waar die Here met my en my journey is? Ek het die Here gevra. Hoekom? Want Lichtenburg se mense is a different specimen. Sê ek, Here, moenie my laat luister wat iemand vir my sê as hulle my groet nie. Wys my in hulle hart hoe voel hulle regtig oor my. As sê die Here, ek sal, maar dan mag jy niks daaroor sê nie. Pastoor, maar hoekom mag jy niks sê nie? As jy wil hê die Here moet jou met dieper dinge vertrou, moet jy bewys dat jy betroubaar is. Vergewe mekaar. As die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook vergewe. Hoe het Christus vergewe? Wat het Jesus eintlik gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, hulle kyk 'n boodskap wat hulle lewens kan red, mis. Tweede, ons is in die lig. Matteus 12, vers 32. Hier gaan die godsdiens reageer. Hier en daar 'n verkeerde gees. So as jy wanneer ons hierdie goed nou praat, kriebelrig raak, begin vir jouself te bid. Matteus 12, vers 32. En elkeen wat 'n woord spreek teen 'n seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Kyk wat sê Jesus by, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Die woord laster in sy eenvoudigste vorm. En dit is die ander woord, laster teen die Heilige Gees. Die woord laster in sy eenvoudigste vorm is om die Heilige Gees iets of iemand te maak wat hy nie is nie. Hoeveel mense spot met die Heilige Gees? Hoeveel mense spot spreking in tale? Maar maandag as jy by die pastoor, dan moet hy jou beraad. Hoeveel mense praat van die Heilige Gees asof hy 'n passasier is? Mense praat van die Heilige Gees, dan dink ek baie keer, Here, kan dit wees?
They are making him to be something he is not. Dis so goed soos naamskending. As sy waarde verlaag word deur ons optrede. As mense dinge wat die Heilige Gees vir jou wil gee, afmaak, dat dit sommer is. Ag, is sommer net sommer. Ag, hierdie tale pratery pastoor, dis sommer net julle ding, is nie my ding nie. Ag, hier gehoorseberei van julle, ag, ons sing lekker. Wanneer maak julle nou klaar? Gee ons genoeg vir die Heilige Gees om in eenheid te probeer aanbid. Almal saam hande te klap. Almal saam hande op te steek. Want daar waar die Gees van die Here is daar eenheid. As sy waarde verlaag word deur ons optrede. As jy sê iets is van die Here af, maar jy is onseker daaroor, pas op. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Let wel, jy hoef net eenmaal verlig te word. Ons leef, ons godsdiens praat leuns. Weereens, ons maak van die Here iemand wat hy nie is nie. Ja, maar as ek net weer die krag so kan ervaar. Ja, maar as ek net weer. Ja, maar as ek net weer. Hier sê die skrif, net eenmaal is genoeg. Ja, maar as die krag net weer kan val. Miskien het jy nodig om te val. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het. Wat is die hemelse gawe? Vergifnis. Die Heilige Gees deelagtig geword het. Die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. En afvallig geword het. Om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self, die Seun van God, weer kruisig. Openlik tot 'n skande maak. Net eenmaal is nodig. Afvallig beteken om op te hou glo. Die Engels is 'n baie fancy woord, apostatize. Om op te glo. Gaan maar pastoor, ek glo nog altyd, regtig? In alle dissiplines van jou geestelike lewe, glo jy ewe sterk? Doen jy wat die Bybel sê in alle areas van jou lewe? Of het jy sekere areas net ophou glo, omdat dit jou nie lekker pas nie. Dit pas nie jou nie. Jy is al reeds afvallig, as die hele Bybel nie in jou lewe plek het nie. Kom aan! Jy is al reeds afvallig. As jy met 'n slegte gewoonte sukkel wat jy die hele tyd voor verskonings het. Jy is al reeds afvallig. As jy van die Here iets maak wat hy nie is nie. Hoe diep was of is ons ontmoetings met die Here, as ons sommer net op glo,
As ons sommer net nie meer lus het om toegewy te wees nie. Hoe diep? Hoe diep? Was die ontmoeting? Jy kan 50 jaar AGS wees. Maar jy het nooit ontmoet nie. You only met the pastor. Daarom moenie die fout maak om vir my te sê hoe lank is jy al in die kerkie. Because it means nothing to God. Wat God beweeg, is geloof. Niks anders beweeg hom nie. Het jy 'n slegte gewoonte? Glo jy die Here kan jou verlos? Dan begin 'n werk daaraan. Sukkel jy om die Here te vertrou elke maand met 'n gedeelte van jou salaris? Begin 'n werk daaraan. Dit gaan oor, jy seën jou inkomste. Maar mense wat net ophou glo. Ek hoor, dan praat mense, dan sê hulle, hierdie ou het alweer teruggeval. Hoe diep was sy verhouding met die Here? Hoe waaragtig was God aan hom? Hy het alweer teruggeval. Die skrif sê, as jy afvallig geword het, as jy ophou glo het, is dit moeilik om terug te kom. Miskien sukkel jy met die tekens. Hanteer dit. Hebreërs 10, vers 26. Jesus, pastoor, het jy nog een? Ja, ek het. Want, as ons opsetlik sondig, nadat ons wat? Die kennis van die waarheid ontvang het, na vandag, as jy gaan aanhou, is jy opsetlik. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. So die kruis is irrelevant nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Hoe kan hierdie relevant wees, as jy weet jy's verkeerd? Maar jy stel nie belang om daarmee te breek nie. Ja, maar pastoor, almal van ons wat vanmôre hier sit, ons is Christenmense. Ek weet nie of jy weet nie, maar die Here Jesus het toe hy aan die kruis gehang het, van die kerk gepraat. Vader, vergeef hulle. Hy het nie van sondaars die sondaars het langs hom gehang. So by the way, een van hulle het nog 'n plan gemaak om reg te kom. Maar toe hy
praat van Vader vergeef hulle, want hulle weet nie, hy het van die kerk gepraat. Hulle dink, hulle doen reg. Maar hulle sukkel om oorwinning te kry. Hoekom? Wetend as prins. As jy wetend as prins verkeerd doen. Omdat jy gedryf word deur selfsugtigheid. Ja, die Engels het 'n mooier beskrywing vir dit. Hulle noem dit fits of rage. Hoekom? Ja, maar ek het my meer verloor. So nou kan jy nie meer verantwoordelikheid vat as jy jou meer verloor nie. So nou as jy meer verloor, mag jy opsetlik sondig. Ja, maar verdra my, want ek het my meer verloor. Ek het 'n slegte dag. Okay, so nou kan ons mekaar uitvloek. Maar jy sê jy is 'n Christen. Dan kom ek bid saam met jou, dat die Here jou sal vergewe vir wat jy nou gesê het. Ek dink ons moet dit begin doen, wanneer iemand sê, ag verskoon my tog, ek het my meer verloor, dan kom ons bid saam vir jou. Kom ons bid saam met jou. Stop making an excuse of something God is supposed to have control over. Wie kan in jou pad staan as jy sê, ek is jammer? Wel, ek gaan jou 'n wenk gee. Mense wat selfsugtig is, wil nie vergewe nie. Mens kom nader aan iemand wat vir jou kan sê hy is jammer. Watter offer is in ons oë iets werd, as ek en jy na soveel jaar wat ons Christene is, nog steeds aanhou met dieselfde goed? Wat 'n offer is iets werd, as ons na al die jare nog steeds wil regverdig, hoekom ons aankarring met wat ons mee aankarring? Waar los dit ons nou? Want die maklikste wat jy nou sê is, pastoor is ek is skuldig, so is ek nou verdoem vir ewig. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So die oomblik wat ek weet wat ek doen, moet ek iets daaraan doen. Ek kan dit nie ignoreer nie. Ek moet ophou dit self regverdig. As ons nie weet of dit God se wil is nie, as ons weet, dis nie sy woord nie, moenie jou oë toeknyp en sê, ag maar, ek gaan nou maar die Here vertrou. Wow, pas op dat jy van die Here iets maak wat hy nie. So hoe kan jy sê, ek gaan die Here vertrou as jy weet dis die woord nie? Mense raak baie desperaat, hulle maak van God iemand wat hy nie is nie. So goed soos laster. Because he cannot be compared. Die begin is erkenning, belydenis. En ons lees altyd 1 Johannes 1 vers 9, maar ek gaan 10 vir jou bylees. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, as ons ons van alle ongeregtigheid te reinig. Stop ignoring the white elephant. Noem hom by die naam, daai wit olifant het 'n naam.
vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Sy woord moet jou altyd weeg. En hoor mooi, dit is dan sulke tye wat jy moet sê, Here, ek was verkeerd. My broer, ek was verkeerd. My suster, ek was verkeerd. Stop ignoring the white elephant in the room. Pas op vir selfregverdiging. Ja, maar pastoor, jy weet nie wat het hulle aan my gemaak nie. Pastoor, jy het geen idee hoe praat hulle met my nie. Het jy enige idee hoe mense met my praat? So what? Eerder hel op aarde as hel vir ewig hierna. Selfregverdiging gaan jou die hemel uit hou. Moenie jou ongehoorsaam hou nie. Ek sluit af. Handelinge 8. Vers 22. Dankie dat jy vandag saam met ons kuier. Mag die kruis vir jou relevant bly. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou. Bid God of die gedagte van jou hart miskien vergewe mag word. Gedagte van jou hart. Geen mens is belangriker as die woord van God nie. Geen mens is belangriker as die woord van God nie. Dit is een van my nuwe persoonlike quotes. No human is more important than the word of God. Jy kan nie belangriker wees nie. You can't override the word of God. As die woord sê jy moet dit so doen, dan doen jy dit so. As jy belangriker as die woord is, baie eenvoudig, dan is die kruis nie meer vir jou relevant nie.